Ek wil graag by my notas vanmôre hou. Ek is 'n besluit dat ek nou al hoe meer begin gebruik. Ek is soos 'n V8. As ek nie streng by die notas hou nie, dan borrel dit nou maar mos by my uit. Want hierdie besigheid is al van jonger jare deel van my lewe, is deel van my stelsel. En ek wil vanmôre in hierdie navorsing wat besig is om uit te rol, ek sê vir pastoor Betty in die week, dat soos hierdie ding op die media dalk al oor 'n tyd gaan meer erkenning kry, dit vat tyd, maar soos jy erkenning kry, kan ek jou waarborg sal uitnodigings dalk minder raak vir preke en sangbedieninge as gevolg van hierdie boodskap. Maar hierdie woord wat ek vanmôre vir jou bring, is die waarheid. Hy is alleenlik die waarheid. Ek gaan myself nie eers verneder om in 'n teologiese stryd met jou te gaan nie, want waar Christus die kern van die teologie is, die kern van die dogma, die kern van die evangelie, kan jy nie verkeerd gaan nie. Halleluja. En ek glo dat die Here sal vanmôre vinnig vir jou wêreld oopmaak, en ek wil hê jy moet vir jouself sê, klim uit jou psigiese primêre oomblik en staat. Dis jy. Dit is ek. Dit is wie ek is en dit is waarom ek is. Klim uit dit uit en klim sien in jou geestesoog. Hoe klim jy in geestesdimensies? Halleluja. Daar sê halleluja. Dis waar Elia die mantel op die water geslaan het, toe gaan die Jordaan oop. Ek praat van daai wêreld. Dis waar Moses die staf oor die Rooi See gesit het en die water het oop. Hy was in 'n ander wêreld. Hy was nie in sy psigiese staat nie. Hy was nie in sy vleeslike staat nie, maar hy was in kontak met God. Ja, ek gaan vir Josef ook noem, terwyl Josef in die tronk verniet gratis bly, op staatsonkoste besig om die doodsvonnis te wag, toe verskyn hierdie krag en gees aan hom. Hy gee vir hom 'n droom en hy maak from a jack to a king. Hy hang hom in die tronk uit. Hy maak hom 'n Potifar en hy sê vir Egipte, so werk julle planne, so werk julle skure, so werk julle 7 jaar vorentoe, so werk 14 jaar vorentoe. En God skiet sy verstand oop deur drome, gesigte en wêrelde. Ek praat van klim uit hierdie wêreld, klim uit hy stelsel, klim in die lewe. Halleluja. Dis waar Jesus in was toe die disippels oor die see kyk. Die see is vol storms en alles, en die volgende oomblik sien hulle daar's 'n voetspoor in die see. Hoe kry jy voetspore in die water? Toe stap Jesus met die grootste gemak op die water en die duidings maak so en so. Hy surf nie surfers. Hy swem nie, hy het nie 'n ding om sy lyf nie. Hy kom gemaklik na die boot toe aangestap, want hy was nie in 'n psigiese staat gevang nie. Hy was met die geesteswêreld van die almagtige God uitgekonnekteer. En daar gaan ek alweer terug na die notas. Halleluja. Jy skuif vanmôre uit daai wêreld uit. Die psigiese wêreld is ek. Ons is dis soos 'n dwelm en ons sal aan hom vashou tot die dag wat jy sterf. Ongelukkig is dit so. Dis deel van die pastoor maak is wedergebore. Ek wil vir jou sê, terwyl hierdie tentwoning agteruit gaan en verlep, veg jy in daai wêreld, maar hoor mooi, die manne en die vroue van God, so my net vanoggend van Jimmy Swaggart gepraat, wat dit verstaan het, wat hierdie wêreld gesien het vasgehou, al het hy geval. Het vasgehou, al was dit die mekaar, maar hy het die hand soos Petrus nie van Jesus Christus gelos nie. En toe hy amper verdrink, toe sê Jesus, jou klein gelowige, toe klim Petrus, hoor mooi, hy swem nie op in die water nie, hy klim op die water en hy loop saam met Jesus Christus op die water. Halleluja. En skielik slap hy, klim van siege, klim van vlees af, klim in die gees. Nou, dat ons in die notas gaan, ek wou net my op V8 opgestaard het, want anders, nee ou Chris, jy sal jou kant nou mooi bring. Jesus staan in die woestyn, en ek wil iets interessants vir jou noem. Moet dit, don't try this at home. Daar's mense wat dit gaan doen het, en hulle het aan die kortste eind getrek. Jesus het vir 40 dae in die woestyn ingegaan, en hy het gevas, en hoor mooi, hy het nie geëet nie, en hy het ook nie vog ingeneem nie. Met ander woorde, hy was gedehidreer. Nou daar's mense wat dit al wou gedoen het, ons het hulle begrawe, want jy kan nie 2 weke dit doen nie,
Daarom wil ek net vir jou eens sê, jy kan selfs moed skep met Jesus wat op hierdie aarde geloop het as 'n mens. Hy was, en jy kan vir my kwaad raak teoloog, hy was half mens en hy was half God. Dis die enigste stelsel, dis die enigste gode wêreld wat sy voetspore in Israel lê tot vandag toe, wat die aarde bewandel het, met die mense kinders beweeg het, sonder om homself as hierdie hoe-ha te maak, maar op 'n kruis te gaan sterf en te sê ek gee my lewe. Dit bestaan by geen profeet nie, dit bestaan by geen afgod nie. Nêrens kon iemand dit doen nie, en ek wil 'n afgod en 'n Christus. Jesus sê, en daar sal baie Christusse wees, het hy geprofeteer, en ek gaan een van hulle saam met jou bespreek vanmôre. Jesus is in die woestyn. 40 dae later sou jy hom desmoontlik, ek weet nie, erken het nie. Hy sou gewig verloor het, hy sou verdor het, bedoelend hy het nie water ingehaat nie. Ek en jy moes nou al dood gewees het, maar diep binne in my wonder ek tog nie of hy in hy 40 dae heeltyd met die heerlikheid van sy Vader so betrokke gewees het. Ek weet nie, dit kan ek nie sê nie, as daar teoloërs wat dit verstaan kom verduidelik my, maar een van twee pole het gebeur, maar die woord van die Here sê dat op 'n dag, die 40ste dag plus minus, was Jesus honger en hy was dors gewees, en dit is hier waar die mag van die bose besluit, hy gaan hom kan aanvat, hy kan die seun van God, deel van Elohim, gaan hy vandag laat krak, want hy sien sy psigiese staat raak. Hy sien dat in daai oomblik, ek wil net vir jou sê, jy moet versigtig wees wanneer dit swaarder gaan, en jy sien die geesteswêreld betrokke nie, en die lewe raak moeiliker, staan jou psigiese staat al hoe sterker op, en dis wat jou senuwees klaar maak, dis wat jou depressie gee, dit is wat jou angs gee, dis wat al die dinge doen, maar hoe meer jy met die gees van God, halleluja, deurvleg is, en hoe meer hy deur, hoe meer jou beker van blissie, jou beker van blydskap oorloop, hoe meer, halleluja, wanneer dinge donker en swaar gaan, hoe sterker en kragtiger kom jy na vore, dat die omgewing vra, hoe kry hierdie mense dit reg, want hy dink nie in sy psigiese staat, in sy vlees nie, maar hy dink in ruach, die krag van God, en die woord is heeltyd in sy ore, die woord is heeltyd in sy hart, naamlik Jesus Christus. Ek het nooit gedink dat in my lewe sal ek hierdie goed aanspreek nie. En seker al vir 2-3 jaar praat die Here met my, en hy sê vir my, die kerk het ook sy Christus. En ek gaan een naam vanmôre noem. En jy kan dit gaan navors as jy wil. Ek gaan nie in die detail hoe die aanbidding werk nie. En ek het laas keer toe ek gepraat het oor die Griekse mitologie gepraat, en hoe hy die kerk ingeweeg het. Maar 400 voor Christus was daar, ek noem hom 'n Christus, omdat die staat het hom gegryp. Die skole het hom gegryp. Sielkundiges werk met hom, en toe gaan die kerk, en hy gaan vat hande met hierdie besigheid, en 400 voor Christus begin Lucifer 'n plan maak, soos wat hy in die tuin van Eden met Eva gemaak het, en ek wil net vir die dames sê, julle kan relax, hierdie keer was dit 'n man. Dit was 'n man gewees, wat hy begin oplei het en reg kry het vir die era en tyd in Jesus se tyd 2000 jaar terug, en natuurlik vir vandag waar manne en vroue glo, ons sit in 'n vernuwing, ons sit nie in 'n vernuwing nie, ons sit met slim koppe, se nonsens vandag in kerke wat ons glo in nuwe, en 'n mooi ding is wat 2400 jaar oud is, maar ek dank die Here 400 jaar na hierdie ellende het Jesus Christus nog steeds die aarde bewandel en die teendeel gepreek, die teendeel gedoen. En die persoon, die betrokkenes se naam was Sokrates gewees, die vader van ken jouself. Jy kan maar vandag sê, ja, ek weet, daar's baie, ek kan vir jou al die name, sy opvolger was Plato, dan het hulle nou so string gehardloop tot nou, die kokkedore wat vandag hardloop. Maar hy gaan ontdek, dat die psigiese wêreld, wat ons vandag dan met gemak die vlees kan doen, om jouself te ken, jouself te verstaan, en om jouself te poleer, en jou wêreld en na mense te kyk, sonder om te oordeel.
Dis interessant hoe hierdie twee by mekaar kom. Sal jou psigiese staat, wat jy is, en hy was reg, dit is jy. Jy sien wat die godheid wil doen. Hy wil hê jy moet van jouself af begin wegbeweeg. Is dit nie wat wedergeboorte is nie? Is dit nie wat 'n nuwe skepsel is nie? Beweeg weg van die een wat in die vlees gebore is en begin instap in jou familie, naamlik blou bloed, koningskapstelsels, natuurlik, die koninkryk van God. En terwyl jy in 'n psigiese staat is, sal jy maak jy maar Sokrates, berei hierdie ding voor, en alles wat jy en ek vandag van sielkunde af weet, in die psigiese wêreld, is hy die Christus daarvan. En hartseer, die kerk het dit gegryp, en hulle het ingekoop in hierdie stelsel, en terwyl die ou manne en die ou vroue voor God gelê het, en gevas en gebid het, vir een rede dat hulle geesteswêreld primêr word, sodat wanneer hulle in 'n kerk inkom, wanneer hy op die markplein kom, dat God groot en magtige dinge doen, hulle bloed het gevloei, vir een rede, hulle het 'n ervaring in die supernatural geestesdimensie van die godheid gehad. Dit was manne wat, hulle het hulle lewens opgeoffer, van hulle het hulle liggame opgeoffer, vir hierdie evangelie, en skielik, toe kry Sokrates 'n revival, en hulle noem dit vernuwing. Sy goed word vandag in skole gepromoveer. Kinders word al van graad 1 af met sy goed, pastoor, maar ek het nog nooit gehoor van Sokrates nie. Man, ons noem hom en ons noem hom in die kerk ook Jesus Christus. En onder die naam van Jesus Christus word hierdie psigiese dilemma, ellendige katastrofe vir die mens gevoer. En ek gaan dit prakties assosieerbaar maak. Ons het Christus gaan uitbaster met Sokrates, en die twee, Sokrates het 400 jaar voor Christus geleef, en ons het vandag in die kerk, noem ons Jesus, ons noem Christus, ons motivering en preke, haal iets van Jesus uit die Bybel, maar ons kan net sowel gil, ons verkondig die een, Sokrates, wat niemand anders aanbid het, as Zeus, sy 3 seuns, wat die oordeel eendag gaan behartig, die volgens die Griekse mythologie. Dis waar die kerk vandag sit, elke keer wanneer hy hoor, hy gebruik die termes, hy gebruik die taal, is hy besig om jou vlees vol te pomp, en hy is besig om jou weg te ruk. Dit is nie net ek wat so sê, om jou te laat down voel, pastoor, nou wat nou van my, wat nou van my wêreldjie, nie, ek is besig om vir jou te sê, hy beroof 'n magtige, groot, kragtige wêreld van jou, want hierdie wêreld wat ek praat van, gebeur alleenlik in die geestesriem, want jy sien, toe Eva na die boom toe stap, om hom te eet, die boom van die lewe het daar gestaan, die sakrament van 'n geestesdimensie, Christus en alles, wat hulle elke dag van geëet het, en toe sy na die boom van kennis van goed en kwaad stap, toe wil sy net weet van wat? Van kwaad. Want alles was goed gewees. Hy het gesê, toe hy die ding maak, en hy bou die ding, dan sê God, in die meervoud, halleluja, dan sê, en dit was goed. Toe hy die mens maak, toe staan hulle terug, en hy sê, dit is goed. Maar Eva sê, nee, ek wil weet hoe lyk die kwaad, ek wil weet hoe lyk verkeerd, en ek wil hom afspeel die een teen die ander, en sy gaan eet die vrug, want die duiwel sê vir, jy kan soos God wees, dit beteken, jy kan besluite neem, jy kan reëls maak, jy kan besluit hoe ver is dit, en nou op hierdie oomblik, nadat Sokrates 400 voor Christus, hy boom gaan eet het, sit ek in hierdie week en luister, mense hulle woordeboeke, vir die benoeminge en benaminge, vir sielkundige termes, en goed wat nou aan die gang is, hulle boeke word al hoe dikker, en dikker, en dikker, en ek het na die hele lot van hulle al geluister, en ek hoor nie een, wat sê, en dit is goed nie, en die Here het die man goed gemaak nie, ek hoor dit nie, ek hoor nie hulle sê, en die Here het die vrou goed gemaak nie, ek hoor nie hulle sê, en God het hier nie, ek hoor nie, as hy lag, dan het hy dalk 'n ding wat hy wegsteek, en veral as hy so babbel en so sy lag, moontlik is dit pyn en lyding, wat sy probeer verdoesel, as iemand hartseer is, ek meen as iemand lag, dit is goed, God sê, dit is goed,
lag, gesels. As hy nie lag en gesels nie, en hy lyk so, sê hulle, dit is as gevolg van julle, ek het nie meer die woorde van nie, ek het laas by stress en depressie opgehou, navorsing doen, want ek werk in 'n geestesdimensie, ek werk in 'n, jy kan my nie diagnoseer, evalueer nie of ek nou nors is, en of ek nou lag die dag, of ek in 'n goeie bui is, dis my probleem, ek sal daarmee deel, want ek is in die geesteswêreld met God ingeskakel, nie in die psigiese staat, en as die persoon eentjie aflei, dan sê hulle, ek wonder wat het in haar verlede gebeur. Shame, dit moet 'n verskriklike man wees. Gelukkig mans is so die tweede, derde, en ek dink, dis gewoonlik die maas en die paas, wat die ellende was. Maar ek dank God, en hulle bly soek, en elke jaar kom daar nuwe name, en benoeminge, en nuwe pille, en nuwe medikasies by, want jy sien Eva, jy sien Sokrates, terwyl jy by die boom van reëls, van kennis, van goed en kwaad staan, sal jy so min in hierdie lewe, as jy leef, goed sien, jy sal net kwaad sien, jy sal net vir reëls inbou, maar, Jakobus sê dit so mooi, ons is in Christus, rakende die wet van vryheid. Van wat se vryheid? Jy gaan doen nou nie wat jy wil nie, man, ons gedra ons nou vanmiddag in die dorp, dat ons jou nie in die tronk kom uitbuil nie. Nee, as hy praat van die wet van vryheid, is dit die vryheid van hierdie wêreld wat my vasbind. Ek moet inwees, want nou moet ek luister wat die een sê. En daar het ek toe ADHD. Ek het nie. My grootste probleem was, toe ek die blame game kon speel, toe hoor ek, want jy weet, 'n mens maak mos nou maar droog in jou lewe. En jy's maar, ek was 'n besige knaap, en ek dink dit is dalk nou tyd om gou 'n ding te noem hier, dat ek ook dalk dit het. Ek het seker vir so 2 dae die ADHD ene gevat. Ja, 2 dae, reg om. Toe kyk 'n slim man my in my oë, toe sê hy, slegte nie vir jou. Jy het die ADHD nie. Jy is actually heel alright. Ek sê, jy moet nie nou dit vir my sê nie. Jy moet nou goed uitkook hier, broer. Want ou maat, maak mos nou 'n bietjie moeilikheid, man. Hy sê, jou probleem is, jy's 'n gesonde baba. Jy's 'n storie, ek sê, julle sal moet 'n nuwe naam uitdink. Gaan studeer, gaan Amerika toe, gaan Europa toe. Soek ons daar iewers, want jy moet terugkom. Ek moet 'n verskoning hê, maar ek dank God toe hy my siel ry. Toe is ek uit verskonings uitgehardloop. Ek het dit nie nodig nie, want ek is deel van die wet van vryheid. Ek hoef nie gediagnoseer te word deur 'n stelsel nie. Die versoeker kom na Jesus, Matteus 4 vers 3. En hy sê, ek wil hierdie model net vir jou verduidelik. Keep je, Chris, come on, man. Werk nou saam as een, man. Halleluja. Matteus 4 vers 3. En die versoeker kom na Jesus toe. Hy is moeg, is honger. En hoor wat hy doen, hy verstorm hom. En dit gebeur met my en jou, in sy psigiese staat. As Sokrates sê hulle was 'n pro op hierdie gebied. En ons gaan vandag vra, as ons hier uitloop, wie is die God en die Christus wat ek in 'n kerk vandag aanbid? Is ek besig met Jesus Christus, of is ek besig met Sokrates, maar ons noem hom nie soos pastoor om vanoggend noem nie. Ons het hom gaan uitbaster, bokant hom gaan plak, Jesus Christus. En die ergste van alles is, jy sal nie glo nie Christus of Sokrates was materieel nie. Nie een van die twee het die materiële wêreld gepromoveer nie. Die kerk het vandag gegaan, hy het Christus gevat, hom gaan uitbaster met Sokrates, en die psigiese wêreld, die vlees begin promoveer, en die kerk gaan top nog vir Christus en Sokrates, en hy word materialisties, en hy bepaal, jy kan aan Christus of Sokrates wees, jy is alleenlik bepaal hoe jou finansiële sukses is, hoe jy gesond is, hoe jy lyk aan die kant van die wêreld. Ek wil dit daarom nou 'n lansie breek vir die ellendeling Sokrates, tot hy so vandag gesê het, what?
Regtig, is dit wat julle in kerk en van die staat en skoolbanke af verkondig? Ek het nie aan dit geglo nie, Christus het dit nie geglo nie, maar die kerk is altyd een voor en een slimmer as die koninkryk, en er is 'n ander slim filosoof, maar ek dank die Here van die Gees, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe. Die Sokrates metode van Satan. Ons moet versigtig wees. Is ons Allah het nou vir Mohammed met 'n belofte van 72 dames wag dit aan die ander kant. Daarmee ongelukkig meneer Islam sal ons Christene nou die ding doen. Ons sal die vark ding nou eers los. Boeddha glo nie, die univers het vir Boeddha gegee. En hy glo aan peace, love en harmonie en die harmonisering van die donker en die duisternis. Dis hoekom hy ronde die yin-yang. Dit klink amper soos 'n geldstelsel. Is dit waar wat Trump nou? Gooi dit weer uit na. Ek dink is yin-yang of Yin-yang. Yin-yang. Ek dank die Here, het my ook geleer om mooi te. Jesus klink het my mooi. Christus, yin-yang. Die donker en die duisternis. Dit is Boeddha, Mohammed. Dan die wet, die man, ja, jy wat op 'n Saterdag wil kerk hou, sabbateers, is al wat hom het, uit die 600 en iets wette, hou nie eers 5 nie, het Moses, hoor mooi, maar die kerk van God, het 'n dubbele spel, ek dink hy sê in Esegiel, julle sal 'n deur of 'n drempel, langs myne bou, en Lucifer jaag vir Sokrates 400 jaar voor Christus, dat selfs Christus geveg het teen dit wat ek nou vir jou sê, en hoor mooi, en die kerk hardloop by 2, jy sien die een het Mohammed, die een het Boeddha, dan is daar Hare Krishna, en ek kan aangaan, maar die kerk het vir Jesus Christus, en vir Sokrates. Jy sien, want wanneer het my pas, spring ek na die afgode diens van Sokrates toe, want ons moet vra wie hy aanbid, en ek sê weer, hulle het baie afgode gehad, maar die oordeel volgens hulle sou Zeus en sy 3 seuns wees, waar die ewigheid besluite sal hê. Dit wil sê, ons spring, ons glo aan die oordeel, ons glo aan 'n lewe hierna, maar ons glo is die Sokrates se gode, wat aan Zeus geglo het, van by psigiese staat, raak nou vir my belangrik, en ons noem dit humanisme, communisme, en al hierdie ellende, en die mens verval weekliks in mekaar, en ons wonder, hoekom die selfmoordstatistieke styg, hoekom die egskeidingsyfer styg, hoekom mense verval, want jy kan nie, halleluja, kerk, jy kan nie die psigiese staat promoveer, en verwag dat jy een of ander ordentlike resultaat aan die ander kant gaan kry nie, wat jy wel gaan kry, want God is nie betrokke nie, jy gaan chaos, katastrofe, en natuurlik iets 'n multi-billion dollar scheme, bovenal. Hy sê vir hom, as jy die seun van God is, die Sokrates metode van Satan. Ek het dit gaan skryf, dat ek het nou mooi sê, dat kan jy dit uitknip, en klink ek slim. Let op die strategie. Satan begin met 'n vraag, nie 'n stelling nie. Hy sê, en hy werk net op Christus se siege. Hy moet nou God voel. Hy swak, hy honger. Hoor wat hy sê. Satan begin met 'n vraag, nie 'n stelling nie. Dit is verskriklik, jy is honger, Jaco. Daar's nie bloubolsteaks nie. 40 dae. Daar's niks, die soutert mag jy nie eet nie. En nou kom hy na die gode wêreld toe. En hy sê vir hom, as jy die seun van God is, hoor nou, dit is die presiese metode van Sokrates, wat hy 400 voor Christus uitgewerk het. Die kritiese vraag wat ontwerp is, om twyfel te saai. Weet jy, as jy in my spreekkamer is, hoekom lag jy so? Hoekom lag jy so? Ag, dis mooi, maar wat pla jy? Ja, maar dit gaan maar wil daar by ons.
Maar weet jy is beter as wat jy self dink jy is. Jy kan besluite neem. Jy kan 'n plan maak. En ons kan nie aan werk. En dalk moet jy 'n bietjie kyk na die laggie. En dit is dalk ietsie dis wat Lucifer of die metode van Sokrates, maar ek wil net vir hom sê, onthou jy, Lucifer, ek wil jou net herinner, onthou jy 2000 jaar terug, toe jy in die woestyn instap, toe stap jy na die verkeerde besigheid toe, toe loop jy hom vas in 'n muur, halleluja, dis die presiese metode van Sokrates, is jy regtig wie jy dink jy is, en gaan wys dit. Jy is alright. Satan daag Christus uit om 'n sintuiglike, alles wat met sy sintuie werk, wonderwerk te doen as bewys van sy identiteit. Ons moet jou identiteit, party sê ons moet tot jou identiteit in Christus kry. Daar is net een identiteit, dis Jesus Christus. En hy manifesteer op sy manier deur haar, op sy manier deur Theo, op sy manier deur Jaco. Ons het 'n geestelike DNA, want Christus is nie beperk tot 4 dele, 5 dele of 9 of 16 dele of modelle nie. So groot soos hierdie heelal is Christus, halleluja. Dit is die siekekos, dis die siege in aksie. Die waarheid moet deur die sintuie bevestig word. Ons moet uitvind wat gaan aan met die persoon. Hoekom knik sy een oog so vinnig? 'n tekort aan sout. Dit spasma, skor hy sout en hy soute. En daar word heeltyd kwaad gesoek. Vrae. Sokrates was gekend vir opinies en vrae. En interessant, hy het nooit 'n boek geskryf nie. Hy het heeltyd in die markplein met mense gepraat en hierdie groot wêreld begin bou waarvan sy disipel Plato en ander hierdie ding opskrif gaan sit het. Hy is die Christus van die staat vandag as jy westers is. Hy is die Christus as jy nie oppas nie van jou kerk. Hy is die Christus in elk geval van elke skoolstelsel, van elke universiteit wat daar is Sokrates, die een voor wie die wêreld nou sy knieë buig, maar ek dank God ek buig nie my knieë voor 'n mens nie. Halleluja. Wat jy sien, hy het 'n ma en 'n pa gehad, net soos ek. Eerstens, dis sy probleem. As hy normaal gebore is, soos Chris Marx, die verskil tussen hom en Christus, Jesus het 'n ma gehad van vlees, 23 kromosome, van die vrou af. Maar raai, waar kom die ander 23 kromosome vandaan? Van die pa se kant, die DNA, dit kom van God, die Vader af. Toe hy onthou, mense, jy kan hom hand gee, dis die koning wie ons aanbid, halleluja. Ons kan lekker daaroor praat. Die siekekos in aksie, die waarheid moet deur sintuie bevestig word. Christus het homself laat sien, laat hoor, proe, allei goed, hoor, proe, dis werklik. Wat hy nie kan bewys nie, het Sokrates gesê, is twyfelagtig. Nou ja, Sokrates, kerk, hierdie ouens, julle wat aan die nonsens glo, ek kan ongelukkig nie vir jou bewys gee van dinge wat al gebeur het en kragtige wonderwerke en goed wat al gebeur het. Ek kan nie vir jou medies sekere goed verklaar nie. Ek kan nie vir jou sekere goed in my bankrekening verklaar nie. Ek kan nie 'n wetenskaplike oor dit gaan sien nie. Ek kan nie noem die ding met 'n dik bril en lang hare gaan sien nie, want hy sal ook net in mekaar raak. Hy sê ek weet nie wat, maar een ding kan ek vir jou sê, wat ook al gebeur het in die geestesrealm met Chris Marx en hierdie vrou gebeur. Dis die God van die gode, wat nie na my siege en my vlees toegetree het nie. Hy het in die bonatuurlike wêreld, dit gaan nie oor ryk nie. Paulus skryf op een raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Terwyl ons oor die goed kan gesels, kan ons vir ure oor 'n braai praat en nadat ma en pa na die braai op 'n Saterdag aand uit mekaar spat en die pelle huis toe gaan. Maandag is daar so 5 sielkundiges wat weer 'n nuwe kliënt het. Het jy al myne gesien? Dan sê hy ander maar, jy ken nie myne nie. Sien nie vir klein jantjie daar. Loop hy nie nou al baie beter nie. Wel, het hy bad geloop. As tog as 'n klein buite 'n boom geval of wel, ons sou weet hoe kom dit uit die boom uitgeval. En ons het nou die antwoord. Sy pa het vir hom gesê dat hy moet in die boom klim om 'n ding uit te haal. En ons dink dat hy's 'n psigopaat en skizofrenies. Kry 'n ander man.
Want Jantjie gaan nie 30 word by daai pa nie. Dan is dit 'n verskriklike ding. Maar ek dank die Here waar God beweeg, is Jantjie op sy eie. En elkeen sal sy eie pak dra, sê die woord van die Here. Jesegiel sê, en julle sal nie meer sê, die paas en die maas het groen druiwe geëet en die kinders se tande het suur geword nie. Jy sal jou eie verantwoordelikheid vat. Jy sal jou eie verhouding vat. Jy sal op jou eie journey gaan om Christus te ontdek en jy sal hom kry. En as 'n volwassene, Hebreërs sê, julle is nou nog op melk. Julle moes vanweë die tyd al leraars gewees het. Te lank het julle op die melk geleef. Ons is volwasse en jy kan nie in jou psigiese staat volwasse word nie, want jy gaan altyd iemand nodig hê om vir jou te sê, nou is jy daar en 'n nuwe woord uitdink, 'n nuwe ding in die woordeboek te sit. Maar in die geestelike Pentekos wêreld, wow, is jy 'n volwassene in Jesus Christus. Let op die tydsberekening. Jesus is honger, sy liggaam skreeu, die siege is op sy swakste. Die versoeking is gebruik jou krag vir jouself. Die me, die ek. Bevredig jou eie behoeftes, jy het die vermoë doen dit. Die Platoonse agtergrond van Plato het hom op vir Sokrates opgevolg. En die Grieke was die idee van, hoor mooi, hulle kon dit nie aanvaar dat 'n God kan ly nie. Hulle kon dit nie aanvaar dat 'n God kan honger wees nie. En hier kom Jesus en sê, nee, ek gaan nie vir jou luister nie. Hoekom nie? Want in daai geval, moontlik oor 3 jaar, gaan ek die Via Dolorosa loop. Maar jy's dan God? Ja. En hulle gaan vir my op 'n kruis vasslaan. Hulle gaan vir my met swepe uitmekaar uitslaan. Nee, dit kan nie werk nie. Hoor mooi, want dit is wat ek gaan doen om my volk van hulle sondes te verlos, van hierdie kruis. En hy sê, my juk is sag en my las is lig. Jesus antwoord en sê, daar is geskrywe, die woord, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord, van waaraf wat uit die mond uitgaan met jou vervulling en jou in die Heilige Gees, begin jou geestesore, hoor mooi, opraak en jy begin die woorde, hoor van Chris Marx veral, nee, jy hoor die woorde van nee, jy begin die woord van God hoor, terwyl jy in jou tuin staan, terwyl jy in jou voertuig, hoor jy 'n stem, jy wonder waar kom hierdie stem vandaan, dan is dit die stem van God wat met jou praat, deur Jesus Christus, en hy sê, jy het nie 'n profeet nodig om vir jou te profeteer nie, jy het nie hierdie groot kokkedoor nodig om jou te praat nie, ek praat met jou, ek gee jou moed, ek tel jou op, ek lig jou op, ek versterk jou, en jy kyk verbaas rond, en jy kom soos Johannes agter, God het met my gepraat. Simson se ouers, toe die engel, hulle bewys, dis Jesus, ek weet dis Jesus, aan sy moeder verskyn en sê, hierdie gaan 'n kind kry. Wow, hierdie is vir my mooi. Jy gaan 'n kind kry. En jy moet hom 'n Nasareëner maak. Jy moet nie wyn drink, jy moet sy hare sny nie. En hierdie verheerlikte wese staan in hulle huis voor sy swanger raak. En toe die engel weg is, toe gaan spring Simson se pa en hy gaan maak 'n offer. En sy vrou sê, help vir my hout en die goed aanbring, want hulle sê ons gaan sterf, want ons het God gesien. Hoor jy wat ek sê? Dit was nie 'n profeet nie, dit was nie 'n ander oukie nie. Toe staan die seun van God tussen sy twee ouers en sê, ek gaan 'n man uit julle laat verwek, sy naam sal ek vir julle gee. Jy noem hom Simson en hy sal vir 20 jaar hierdie volk sommer so op sy eie regeer. Hy sal veg, hy sal beklei, ek verwek hom. Halleluja. Imagine God se stem word al hoe duideliker in jou lewe. Imagine jy begin hoor en jy wonder, waar kom hierdie stem vandaan? Samuel in sy bed, hoe oud is hy? 7, 8 jaar oud of 5 jaar oud, 5-jarige knaap. Lê in sy skool. Dit is hulle wat in die geesteswêreld is. As jy psigies primêr is, scroll aan. Moenie verder luister wat ek sê nie. Jy gaan my val, jy gaan vir my nog kwaad raak. Halleluja. Want ek is nie psigies primêr nie. Ek is Pentekos. Geestelik primêr. Gou 'n groot woord hier insit.
Samuel is nog jonk, maar hy klein seun se gees is so oop. Hy is so broos, hy's reg om informasie te kry. Hy het 'n ma gehad wat vandaan gebid het. Halleluja, o Hanna. Terwyl hy lê, hoor hy, Samuel, vlieg op na Eli toe. Eli, priester, ja, wat kan ek vir jou doen? Eli, Samuel, jy het my geroep. Hy moet nog leer, maar die ore is klaar onder die krag van die Heilige Gees. Wow, dit is beautiful. Eli, nee, jy het gedroom. Eers is dit 'n droom. Hy's terug, hy raak net aan die slaap. Ja, hierdie is ou Bybelverhale, maar die vraag is, wanneer laas het God met jou so gepraat? Ek ag dit groot, wanneer een van die magtigste sieners, naamlik Samuel, in die Ou Testament se lewe so afskop. Die tweede keer kom hy by Eli, die derde keer kom hy by Eli. Eli raak nou moeg, want hy's al oud man. En hy sê vir Samuel, hy's 'n priester, hy verstaan nog 'n paar dinge waar die godheid beweeg, bo kan die psigiese wêreld. Hy sê vir hom, as jy daai stem weer hoor, dan sê jy hol nie na my toe nie. Inteendeel, jy gaan nêrens nie, jy bly binne in jou kamer en jy sê, spreek Here, u diensknegt, luister. En wanneer jy dit sê, sal jy woorde van God hoor. En die Here gee aan hom 'n openbaring hoe die saak in Israel en met Eli gaan lyk. Sokrates is uit, Jesus is in. Halleluja. Dat ek klaar maak met hierdie een. Ek gaan sommer ek gaan die een skiep. Matteus 4 vers 5, toe neem die duiwel om na 'n heilige stad. Kom ons gaan nie daar, en op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is sintuiglik. Dis presies hoe jy wil wees. Dis presies wat moet gebeur. As jy die seun van God is, werp jouself van die tempel af neer, want daar is geskrywe. Nou interessant, met hierdie Sokrates ding, wat nou herleef nou al vir 'n paar dekades, wat ons nou vernuwing noem, is daar ook 'n skrifgie vir alles. Is interessant. Hy gehaal hom uit tot Lucifer gehaal vir hom uit die Bybel uit. Hy sê elke keer, as jy die seun van God is, werp jouself van die tempel af, want daar is geskrywe, sy engele sal jy op die hande dra, sodat jy nie miskien die voet in die klip sal stamp nie. Sokrates gebruik, hierdie is 'n aanval, hierdie aanval is nog meer gesofistikeerd. Satan haal self die skrif aan. Die siekekos kan die Bybel lees. Hulle verstaan hom veral goed, die ou wat psigies primêr is. Hy beraders, hulle sit met mooi Bybels daarby. Pragtig goed. Sokrates het Satan haal self die skrif aan. Dit kom uit Psalm 91. Maar dit lees sonder die gees, maar sonder die primitikakos se insig. Sokrates het geglo dat die rede die teks moet interpreteer. Nou dat dit moet sens maak. Mense in die godheid maak baie min goed sens. Satan gebruik die skrif soos 'n filosoof. Hy haal 'n vers aan sonder konteks. Vandag preek die ouens, dat ek hoor, hy haal 'n vers hier uit, hy gooi 'n vers hier, as hy klaar gepreek het, hy 30 verse uitgehaal. Dat ek hy 30 verse so gevat, dan sê ek van 70% van hierdie verse, het hy poe, en het gaan uithaal met 'n vergrootglas, maar so uit konteks, dit maak nie sin nie, dit vat nie deel aan die geskiedenis nie, dit het niks met die toekoms te doen nie, in elk geval, dit het niks met die preek te doen nie, hoor mooi, 'n vers sonder die groot raadsplan van God, en hy gebruik dit om 'n aksie te regverdig, wat eintlik teen God se wil is. Dis die siekekos hermeneutiek, die Bybel as 'n bronboek vir my eie doelwitte. Ek dank die Here vir mense wat die woord, as jy die woord na by jou hart dra, jy dra hom vir een ding, is 'n boodskap vir jou. Is 'n boodskap, is 'n woord vir jou. Halleluja. Plato en die Grieke was lief vir die skouspel, die theater. Jesus is nou op die tempel se dak. Hulle het gehou van die pragtige die wow effek. Die openbare debat, die Romeine het later die Colosseum gebou. Dinge wat die gehoor beïndruk. Satan bied vir Christus die kans om 'n openbare vertoning by die tempel te maak. Spring af, die engele sal jou vang. Die mense sal sien en glo. Christus se antwoord, Matteus 4 vers 7. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here,
jou God nie versoek nie. As jy psigies primêr is, as Sokrates jou God is, jou Christus is jy besig om Christus en God te versoek. Jy is besig met afgode diens. Want jy kan nie 'n stelsel vat wat aan afgode geglo het en dit met Christus meng nie. Want Christus het in die geestelike riem van die stelsel gewerp en hy sê, ek onderskik my aan God die Vader. Ek sal nie 'n show opsit nie. Ek sal nie 'n hoeha maak nie. Want ek is hier om te dien. Ek gaan sterf op 'n kruis. Hoe die kerk dit vandag so vat, die moderne kerk is verslaaf aan die skouspel. Hoor mooi, ons het die erediens omskep in 'n produksie. Die musiek, die ligte, die atmosfeer, alles is ontwerp om 'n emosionele ervaring te skep. Ons gebruik die skrif op presies dieselfde manier as Satan. Ek weet watter gedagtes ek oor julle oester, Jeremia 29 vers 11. Gedagtes van vrede en beloof mense 'n voorspoedige lewe. Terwyl die lewe sal gebeur, sonder om te noem dat hierdie belofte aan ballinge in Babel gegee was. Die lewe sal met jou gebeur. Ek sluit hiermee af, toe Jesus die dag brode maak. Hy vat 5 brode en 2 vissies. Het hy nie eers gegaan waar Satan hom in die woestyn gehad het. Weet jy, hy kon gesê het, vat elkeen 'n klip langs jou. Tel die klip op. En as jy hom optel, sal die klip 'n brood wees. Weet jy dat Christus dit kon gedoen het? Maar hy besluit, hy sal Satan nie eers die reg gee om 'n paar jaar terug in die woestyn vir hom te luister. Inteendeel sê hy, gee my net 5 brode en 2 visse, en sonder dat jy aan enige ander materie sal raak of vat, sal julle begin eet en eet en eet en eet, totdat julle versadig is. Dan sal jy nog eet en nog eet. Jy hoef nie 'n klip op te tel nie, jy hoef nie iets te doen wat snaaks is nie. Vat net die woord, vat net die brood, en daar is nog 'n bonus ook by. Daar is heerlike vars vis. Het jy daaraan gedink? Sy verstaan, en ek verstaan hoe werk vars vis. Jy sukkel hier in die Transvaal om hom vars te kry. Daai dag toe sit hy in sy hand met 'n stuk brood, en in die ander hand sit hy met 'n stuk vis, sonder dat hy in die grond gegaan het, sonder dat hy in die aarde ingegaan het. Maar hoor mooi, met 'n woord begin die brode vermeerder, en die visse begin vermeerder, en Lucifer moet rooi in die gesig. Een kan staan van die God van die gode se seun beweeg anders as die orders van die mag van die duiwel, as die orders van die mag van die bose. God vra vermoere vir jou, terwyl jy op jou voete staan. Is jy reg? Die Bybel sê onverskriklik, hy sê, neem jou kruis op. Neem jou kruis op. Maar weet, dit is 'n uitdaging. Want wanneer jy hierdie psigies, wanneer jy vir Sokrates sê, Sokrates, cheers. Ek is klaar met jou evangelie. Ek is klaar met al jou slimheid. Ek gryp Jesus. Toe hy daai woestyn uitloop, op rekord, die eerste wonderwerk wat hy gaan doen. Hy het nie op die tempel se dak gaan staan nie. Hy het nie brode gemaak nie. Hy het nie die koninkryke van die wêreld oorweldig nie. Hy kom op 'n bruilof. Hierdie eerste wonderwerk is vir my so simbolies, wow. Dis wat ek en jy nodig het. Sy ma, nie die duiwel nie, kom na hom toe en sê, ons het uit wyn gehardloop. Eerste keer wat hy toetree tot die saak, Satan uit, hy sê het vir hom bestraf en hom uit die woestyn uitgejaag. En sy sê, ons het uit wyn gehardloop. Hy sê, wat het ek met jou te doen? Sy staan en sy sê vir hulle, doen alles wat hy vir julle sê om te doen. Hy sê, gaan van die kanne, maak het vol water. Dis dit. Niks in die lichaam wat Lucifer in ryk hoor sien. Wat moet hy nou doen? Moet hy nou oor die pot? Doen vir ons 'n worship song na my skat. En daar is 'n paar gangouens wat in die gange hol, en wagte en altaarwerkers wat help. Nee, dis 'n troue, die ouens is effe gesool. Hulle soek nou die goeie wyn. En al wat hy hoor mooi, al wat hy sê is, daai
stap dit tot die brim toe, vol water. En het staat. Die res wat ons hoor is, hulle het die hoofkelner geroep, en gesê, proe, en hy sê, hoe hou julle die beste verlaaste, toes die water wyn, sonder 'n hoe-ha, en 'n ding wat Satan in die woestyn wou gehad het, 'n skouspel, en hulle begin drink. Ek het eendag uitgewerk, hulle moes 'n week lank aan daai goed gedrink het. Dit was verskriklik. Halleluja. Sonder, hy sê, al wat hy doen is, hy sê, maak daai kanne vol water, en die verskil gebeur, en daar's wyn. God sê vanmôre vir jou, dit lê nie in die rituele nie, dit lê in die credentials of in die kriteria's van dinge wat jy moet doen nie. Al wat hy vanmôre vir jou vra is, stap uit jou psigiese, spring uit jou psigiese stelsel, spring in die bad van die Gees, spring in die water van die Gees, en kyk hoe God dinge vir jou doen. Gee hom 'n hand van eer, 'n hand van lof vir niemand anders as Jesus Christus nie. Halleluja.